Kom ons raak stil vir die seëngroet van die Here. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing Psalm 98, Psalm 9:8. Daarvan sing ons die eerste en die vierde vers, Psalm 98, vers 1 en vers 4. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by gesang 63, daarvan gaan ons vers 1, 2 en 3 sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het, en u kan dan ook so lank oopmaak by gesang 87, daarvan gaan ons vers 1 en 2 sing, na die geloofsbelijdenis. Gesang 63, vers 1, 2 en 3, na die wet van die Here, en gesang 87 vers 1 en 2 na die geloofsbelijdenis. Broers en susters, kom ons luister dan vanmôre na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus vir ons dit opgesom het in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie
hang die hele wet en die profete. Broers en susters, die woord van die Here leer ons dat as ons in Jesus Christus glo, is al ons sondes in hom vergewe en ons sal so die ewige lewe ontvang. Maar as ons nie in hom glo nie, dan sal ons die loon van die sonde ontvang en dit is die ewige toorn van God. En ons sal dit self dra as ons Jesus Christus verwerp. Daar staan vir ons geskryf in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En as gevolg van hierdie genadegawe wat ons ontvang het, kan elkeen van ons met 'n blye hart verseker weet dat al ons sondes vergewe is en dat ons in God drie-enig kan glo en getuig van sy naam. En kom ons getuig dan ook vanmôre van sy naam, deur saam ons geloof te bely met die woorde van die 12 artikels, en elkeen wat hierdie woorde glo, spreek dit soos volg in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Efesiërs 6. Nou ons het laasweek ons gelees vir Efesiërs 6 vanaf vers 1 tot 4. Vanmôre lees ons verder vanaf vers 5 tot vers 9. Efesiërs 6 vanaf vers 5 tot vers 9. Teksverse van die preek is die 5de vers en ook die 9de vers. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, U wat onbegryplik, onsienlik is. U is altyd dieselfde en ons as mense kan U nie begryp nie. Hoewel ons verander, verander U nooit. U is lofwaardig, U naam is groot bo alles. Ons staan vanmôre voor U in diepe afhanklikheid, met blydskap om te weet dat U ons gebruik, dat ons wat 'n klein en nietige gemeente is en hier waar U ons geplaas het, dat U ons nog steeds sal gebruik om U evangelie te verkondig. Dat ons wat veronderstel is om onwaardig te wees, om U woord te hoor, het U ons so waardig gemaak, dat ons dit nie net hoor nie, maar dat ons dit kan vertel. Dankie vir die genade wat ons het, en ons wil vanmôre bid, vir elke verhouding wat daar is. Ons het hierdie afgelope week, het U ons geleer hoe verhoudings lyk. Ons wil bid vir elke huwelik, hoe goed en hoe mooi, of hoe sleg dit ook al kan wees. Vir elke ouer en kind verhouding. En vanmôre wil ons selfs bid vir ons werksverhoudinge. Dat U daar sal wees, dat U ons eerste doel sal wees. En vir elke liewe verhouding wat ons het, vriendskap of hoe groot of hoe klein die verhouding ook al is, en hoe goed of hoe sleg dit is, dat ons uit U woord sal hoor, dat U van ons vra, ons moet selfs dit tot aan U wy, en alleenlik tot U uitleef. Gebruik ons as U getuies om U evangelie te verkondig. Leer ons
hoe liefde lyk, sodat ons dit kan uitleef. Vergewe ons waar ons teenoor U oortree. Vergewe ons vir elke mislukte verhouding. Elke vriendskap wat ons het, waar U nie eerste is nie. Elke huwelik en elke gesin waar U nie eerste is nie. En selfs waar ons U nie eerste plaas by ons werke nie. Laat ons U eerste plaas. En gebruik ons as U getuies, om selfs daar 'n getuienis oor U genade te lewe. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam in die woord van die Here in Efesiërs 6 vanaf vers 5 tot 9. Vers 5. Net onthou nou maar hoe die vorige twee gedeeltes oor die huwelik en oor die kinders gegaan het, of die verhouding tussen man en vrou en toe die verhouding tussen ouers en kinders, en nou kom die volgende verhouding wat in Efesiërs aangespreek word. Vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oodiens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God ter harte doen, en met goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Omdat julle weet, dat elke een vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vry man. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat hulle laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksverse vers 5 en 9. Vers 5. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering in opregtheid van hart, soos aan Christus. Vers 9. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, ons het hier te doen met 'n gedeelte in die Bybel, wat 'n gedeelte in ons lewens aanspreek, waarin ons gewoonlik nie die konnektasie maak, dat dit selfs 'n Bybelse verhouding is nie. Nou, werkgewers, as ons vir u vanmôre kan vra, ons almal, elke werkgewer wat daar is, het 'n probleem met een of ander werknemer. Baie van ons is boere, en as ons hierdie een werknemer wat net niks kan reg doen nie, wat 'n mens net kwaad maak as jy vir hom kyk, en alles wat hy doen, doen hy net verkeerd, en net die regte manier om jou uit te tart, om jou vir hom kwaad te maak. Werknemers, die van u wat vir 'n baas werk. So kry elkeen van ons op 'n stadium in ons lewe 'n baas, wat net een manier ken, en dis om te skel. Wat nie regtig omgee oor goeie maniere, of om net met 'n mens te praat nie, maar as 'n mens net so ietsie verkeerd doen, dan is 'n mens in groot moeilikheid, en die hele ding word buite verband geruk, groter as wat dit is. Nou in die vorige twee preke het ons gekyk na die huwelik, en ons het hierdie hele gedeelte skakel eintlik in een met een boodskap, hierdie 3 verhoudings wat genoem word. Nou, die eerste een was die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, en daar was basies vir ons gesê, maar manne, julle moenie julle vroue onderdruk nie, dien hulle. En vroue, julle moenie teen julle mans rebelleer nie, dien hulle. So daar was gesê, mans en vrouens dien mekaar.
En dan die volgende verhouding wat aangespreek is, waarna ons laasweek gekyk het, was die verhouding tussen ouers en kinders. En spesifiek het die gedeelte die voorbeeld van 'n pa en seun verhouding gebruik, juis omdat dit sin speel op die vader-seun verhouding tussen God die Vader en Jesus Christus. En weer eens was die boodskap daar vir die ouers en kinders, ons elkeen het ons deel van hierdie verhouding, maar dien mekaar, soos in die Here, soos wat die man en vrou ook mekaar moes dien, soos wat hulle die Here dien. En nou kom hierdie volgende gedeelte, wat vir ons dan nou die verhouding op die werksplek wys. Maar hierdie gedeelte kan ons nie net so vat en op ons van toepassing maak, soos wat ons miskien dalk met die huwelik en met die pa en seun verhouding of ouer en kind verhouding kon doen nie. Maar en die rede daarvoor is waarna die tipe diensknegte wat hierna verwys word. Nou maar ons kan nog steeds die beginsel van hierdie gedeelte moet ons in ons werksplek en in al ons verhoudings toepas. Nou waarna verwys hierdie gedeelte? Wanneer ons hierso lees, dan word daar verwys na diensknegte. In die nuwe vertaling word daar gesê slawe. Nou in die Griekse word die woord douloi gebruik. Die woord doulos is beteken dienskneg, maar as jy hom so bietjie verbuig na douloi toe, wat nou 'n bietjie 'n snaakse woord is dit meer gedwingde diensknegte waarna hy verwys. So dis hoekom die vertaling so bietjie verskil. Die een sê dienskneg en die ander een sê slaaf, terwyl die Grieks eintlik na 'n term verwys wat ons nie in Afrikaans het nie. Wat 'n mens eintlik kan sê, dit is 'n dienskneg wat gedwing is. Die beste manier om dit amper te verduidelik is, as jy 'n huis gekoop het, en jy moet nou elke maand daai premie, of daai paaiement van jou huis betaal, daai betaling van jou huis, wat gedwing, jy is eintlik nie verplig om dit te doen nie, maar as jy dit doen nie, gaan jy jou huis verloor. Dit is die tipe dienskneg waarna hier verwys word. Iets tussen 'n slaaf en tussen 'n dienskneg. Dis nie 'n slaaf per se nie, dis nie 'n dienskneg per se nie, maar 10-1 is die rede hoekom dit genoem word, om na albei kante van die spektrum te wys, om te verwys, hierdie gedeelte praat van diensknegte, en hierdie gedeelte praat ook van slawe, want dit is iets tussen 'n gedwingde dienskneg, iemand wat om een of ander rede gedwing is om te werk, wat nie eintlik 'n slaaf is nie, maar hy is gedwing, en hy het nie regtig 'n keuse nie. Nou, daar is geskat dat in die Romeinse tyd toe hierdie brief geskryf is, omtrent 1/3 van die bevolking in die land slawe was. Met ander woorde, ek stel dit vir u so, as dit beteken dat 1/3 van die land slawe was, sou dit beteken dat as ons nou vanmôre die mense tel, en hier is dalk 30 mense hier binne, dan sou dit beteken het 10 van hulle sou slawe gewees het in daardie tyd. Slawe nie soos wat ons diensknegte is nie, slawe wat geen besitreg gehad het nie, wat nie hulle eie keuses kon maak nie, wat aan 'n ander mens behoort het, of hulle nou wou of nie. 1/3 van die bevolking was slawe gewees. En nou, toe die evangelie in die wêreld begin ingaan het, was die evangelie verkondig aan slawe-eienaar, vryman en aan die slawe. En nou het die Christene in die vroeë kerk eintlik met 'n probleem gesit. Want nou het nie net die slawe het tot bekering gekom nie, nie net die vrymanne nie, maar ook die slawe-eienaars het tot bekering gekom. So daar was nou 'n bietjie van 'n probleem. Nou, ek kan hier nou self indink, Sondag sit die manne in die kerk, of die mense in die kerk, en saam met hulle sit sy slawe, en daar is die slawe-eienaar. Nou het hulle met die ding geworstel, slawe-eienaar, hoe moet ek nou optree teenoor my slawe wat saam met my in die kerk sit? Want in die kerk is hulle my broeder, maar by die huis is hulle my slaaf. En so ook met die slawe. By die kerk is my meester my broer, maar by die huis is ek weer sy slaaf. Hoe moet ek nou optree? En baie van die slawe het dit as 'n geleentheid gesien, maar dit is nou tyd om in opstand te kom teenoor ons slawemeesters,
Want ons kan in Christus se naam is ons veronderstel om vry te wees. En hulle het eintlik rede gehad, want in daardie tyd was 'n slaaf regtig iets gewees wat 'n mens nie eers jou hande mee wou afvee nie. Want hulle was in daardie tyd baie op neergesien. Ons het deur die week, vorige 2 weke het ons gesien, die rede hoekom die Bybel juist die man-vrou verhouding aangehaal het, was omdat die vroue daai tyd baie onderdruk was en in opstand gekom het, en ook die kinders was baie onderdruk gewees. Maar nou kom ons by die een wat die slegste onderdruk was van almal. Daar was 'n Romeinse staatsman wat een keer gesê het, sy naam was Cato gewees. Nou hy het gesê dat mense hulle ou slawe, met ander woorde as jou slaaf oud word, het hy gesê dat mense hulle ou slawe sommer op die ashoop moet gooi. Hy het ook verder gesê dat as 'n slaaf siek is, moenie eers vir hom kos gee nie, want hy beteken vir jou niks, moenie jou geld op hom mors nie. En as 'n slaaf enigiets oorgekom het en hy beteken nie vir jou nie, het hy basies gesê 'n slaaf is niks anders as 'n stuk gereedskap wat jy weggooi wanneer hy sy diens voltooi het nie. Nou, hoewel dit nou nie al die staatsmanne van Rome was wat dit gesê het nie, was dit min of meer hoe slawe daai tyd hanteer was. En nou kan 'n mens dink, maar hoekom sê hierdie gedeelte dan nou, slawe wees onderdanig aan julle Here? Luister na wat hulle sê. As 'n slawe-eienaar so lyk. Maar dan kom hy volgende en hy praat met die Here, met ander woorde die slawe-eienaars. En hy sê vir hulle dat hulle moet anders teenoor hulle slawe optree. Hulle moenie optree soos wat byvoorbeeld die staatsman Cato gesê het nie. Hulle moet optree teenoor hulle slawe, hulle moenie in woede teenoor hulle uitbars nie, hulle moenie hulle mishandel nie, hulle hanteer soos broeders. En dan sê, in daardie verhouding moet hulle nou met mekaar staan. Maar dit is nie hoe die verhoudings gelyk het nie. Hoe die verhouding gelyk het, die Christelike slawe het in opstand gekom teenoor hulle Christelike slawe meesters. Nou, hoekom sê die Here hier, nie net vir die slawe-eienaars en vir die slawe, ontbind julle verhoudings, gee hulle vryheid nie. Hy sê hierso, moenie in opstand teen hulle kom. Wat is die rede? Is dit nou regtig 'n probleem as hulle in opstand kom? En die antwoord is ja. Die antwoord was nie dat hulle moet toelaat dat hulle moet onderdruk word nie, maar die antwoord is hulle moes nie in opstand kom nie, want die rede is teen wie het hulle in opstand gekom. Onthou wat ek nou gesê, die slawe-eienaars en die slawe het saam in die kerk gesit. So teen wie sou hulle in opstand kom as hulle in opstand kom? Die gemeente sou teen homself in opstand gekom het. Die slawe sou gerebelleer het teenoor medebroers in die gemeente, en dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hierdie gedeelte gaan nie daaroor of slawehandel reg of verkeerd is nie. Dit gaan oor dit gaan daaroor sê vir die slawe, moenie teen julle broers in opstand kom nie, en vir die slawe, moenie julle broers so slawe hanteer nie. En Paulus sê dan verder vir die slawe, Here, onthou dat julle diensknegte is. Nou hier word weer daai selfde Griekse woord waarna ek nou verwys het, diensknegte gebruik, daai selfde woord douloi wat sê, wat meer verwys na 'n verpligte arbeider, 'n verpligte dienskneg. En hy sê vir hulle, onthou dat julle nie eintlik Here is nie, maar onthou, wie is die Heer? Jesus is die Heer. En wanneer hy hierso gebruik, die rede hoekom ek nou so 'n bietjie die Griekse woorde aanhaal, is omdat daarso is verskriklike woordspeling in hierdie Grieks. Die selfde woord in Afrikaans word hierdie gedeelte eintlik baie goed vertaal
want ons gebruik ook dieselfde woorde in die Afrikaanse Bybel. Nou daar staan, waar dieselfde Griekse woord word gebruik om te verwys na die slawe Here, en dieselfde woord wat gebruik word om te verwys na die Here. Nou die woord is kurios. Elke keer sê hy Here en Here. Nou hy gebruik die woordspeling om eintlik daarop te wys, jy is 'n Heer. En in ons Bybel dink ek gee dit eintlik so bietjie beter as wat die Griekse Bybel dit deurgee, die betekenis, want ons Bybel gebruik dit, in ons taal word die een met 'n hoofletter geskryf en die ander met 'n klein letter. Nou, hierso word daar dan nou gesê, Here met 'n klein letter, onthou wie is julle Heer, wat ons met 'n hoofletter skryf. Maar onmiddellik, wanneer hierdie twee groepe, onthou, hierso nie net die Here word aangevat oor hulle verkeerde handelinge nie, en nie net die slawe nie, albei groepe word aangevat oor hulle verkeerde handelinge. Maar onmiddellik kan hierdie twee groepe teen hierdie woord van Paulus in opstanding kom. Die slawe kan sê, ja, ek verstaan wat dit beteken as die Here vir my sê, ek moenie in opstand kom teen my broeder nie. Maar wat as my broeder nog optree, soos wat die heidense slawe Here teen my optree? Wat as hy nog doen wat verkeerd is? Wat as hy nie doen soos wat die Here sê nie? En onmiddellik kan die slawe Here gaan, maar wat as daai slaaf van my te sleg is? Wat as hy nie teenoor my optree soos wat die Here gesê het hy moet teen my optree nie? Wat dan? Hoe moet ek dan nou maak? As hy my so kwaad maak en hy tark my uit en hy kom in opstand teen my, hoe moet ek maak? Dit is wat hulle sal sê. Maar nog voordat hierdie redenasie kans vat om pos te vat by die Christene wat hierdie boodskap hoor in Efesië, dan gee die Here al klaar 'n antwoord in vers 9. Hy herinner hulle daaraan dat die Here nie die persoon aanneem nie. Nou dit is eintlik, hierdie stukkie is so 'n bietjie moeilik verstaanbaar. Wat bedoel hy daarmee? Dat slawe moenie teen julle Here in opstand kom nie. Here moenie julle slawe onderdruk nie. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg die ander een is nie. Want die Here neem die persoon nie aan. Wat beteken dit? Nou broers en susters, dit beteken eintlik presies wat dit sê. Die Here het die persoon nie aangeneem nie. Nou dit verwys daarna, na die tipe persoon wat jy is, jou persoonlikheid, jou dade, jou sonde, jou goeie dinge, jou slegte dinge, alles wat jy is. Stel jouself in perspektief. Wie van ons is 'n goed genoeg dienskneg in die oë van die Here, dat ons verdien om deur die Here aangeneem te word? Dis wat Paulus hier vir die gemeente tuisbring, wat die Here deur Paulus vir hulle tuisbring. Hy staan voor hierdie gemeente vol slawe, eienaars en slawe, en hy sê vir hulle, die Here het jou nie aangeneem omdat jy 'n goeie Heer was nie, of omdat jy 'n goeie diensknegt, tegnies slawe en die slawe eienaar staan albei voor die Here. Hulle is die diensknegte van die Here, daai selfde woord, die verpligte diensknegte. Hulle staan voor die Here en die Here sê vir hulle, julle hanteer mekaar sleg. Slawe eienaars, jou slaaf is sleg en jy skel hom en jy beklei met hom. Is ek nie veronderstel om jou wat ook 'n slegte dienskneg is, te skel en mee te beklei nie. En vir die slawe sê hy, julle wat diensknegte is, wat nie aan julle Heer kan onderdanig wees nie, was ek nie ook 'n dienskneg nie, wat onderdanig was aan die Heer wat julle gesteel het nie. Want onthou, wie was albei hierdie groepe wat een Heer het, albei hierdie groepe wat onder Jesus staan as hulle Heer, het voorheen 'n ander Heer gehad. En daardie Heer was die duiwel gewees. En slaaf en vryman en slawe eienaar was almal diensknegte van die dood gewees. Dis wat Jesus sê. En toe het Jesus na die aarde toe gekom, gehoorsaam
aan die wet, want die dood het sy mag by die wet gekry, want die wet het gesê, as jy dit doen, as jy hom oortree, sal jy sterf. So die dood, en die duiwel het eintlik sy mag by die wet gekry. Want die wet het gesê, as ons hierdie dinge oortree, dan verbreek ons die wet van God, en ons word oorgegee aan die dood. Dis waar die duiwel sy mag vandaan gekry. En die Here Jesus het gekom, en hy was gehoorsaam aan daardie selfde wet. Daai selfde wet het hy voldoen. En hy het ons vrygekoop van daardie ons slaweheer, waarin ons die slawe was. Hy het ons vrygekoop van die slawerny van die sonde. En nou staan hulle voor ons, en eintlik herinner Jesus hulle, julle is my diensknegte, ongeag of jy heer of slaaf is. Jy's my diensknegt, my slaaf, as 'n mens dit so kras wil stel. En dan kan ons almal maklik, veral as mense dink, as jy mense slaaf in daardie tyd is, hoe kan ek dan nou nog steeds 'n slaaf wees as ek in Christus is? Het ek dan nou nie een slaweheer verander vir 'n ander slaweheer? Mens kan dit seker so sien. Maar die verskil is baie groot. Want wat se tipe heer is die Here? Kyk na die rede hoekom hy die slawe van die sonde vrygekoop het. Hy het niemand vrygekoop omdat hulle groot of sterk was nie. Hy het nie die beste diensknegte gaan haal nie. Inteendeel, dit wil meer voorkom asof hy die slegste gaan haal het. Hy het nie enige iemand vrygekoop wat dit verdien het nie. Hy het dit gedoen uit genade. Vir die Heer wat slegte slawe het, moet hulle besef, ons was daar die slegte slaaf, wat die Here vrygekoop. En nou staan ons voor die Here en ons kan nie vraag, maar hoekom is ons dan nou nog steeds slawe? Maar ons moet die vraag, ons moet dit nie so sien. Jy kan jouself die vraag vra, as ons dan nou regtig slawe is, moet ons besef dit waarvandaan ons gekom het. Wie van ons staan die oggend voor die Here en sê, ag nee, vandag is ek 'n diensknegt van die Here? Vir wie is dit moeite om 'n diensknegt van die Here te wees? Die enigste plek waar dit moeite is om 'n diensknegt van iemand te wees, is 'n diensknegt van die duiwel. Is dit moeite om die Here te dien? Beslis nie. Is dit moeite om 'n slegte baas te dien? Waarskynlik. Is dit moeite vir 'n vrou om 'n slegte man te dien? Waarskynlik. Is dit moeite vir 'n man om 'n vrou te hê en haar te dien as hy sleg is? Waarskynlik. So is dit moeite vir ouers om slegte kinders te hê? Dit is waarskynlik. Is dit moeite vir kinders om slegte ouers te hê? Waarskynlik. Is dit moeite vir 'n slegte diensknegt of vir 'n werkgewer om 'n slegte diensknegt te hê? Waarskynlik. En andersom. Dit is. Maar die Here sê nie hier, verbreek die verhouding nie. Die Here sê nie, hier skort alles op en beklei met mekaar nie. Die Here sê, wees diensbaar, gehoorsaam, soos aan die Here. Want onthou, aan wie is jy eintlik gehoorsaam? Ongeag wie die diensknegt is, ongeag wie die Here is. En dan sê die Here vir die slawe en vir die slawe-eienaars, slawe, moenie gehoorsaam wees aan julle diensknegte, aan julle here, omdat julle iets wil hê van hulle nie, nie met oë diens en menslikheid nie. Wees gehoorsaam aan hulle, omdat die Here jou vra. Ongeag of dit moeilik of sleg is, maar die Here waarborg ons ook in sy woord, dat as ons swaar kry ter wille van hom, sal ons loon in die hemel ontvang. En daai swaar kry is selfs in jou verhouding. As jy bereid is om swaar te kry in 'n verhouding, omdat die Here jou vra om dit te doen, sê die Here, hy sal jou loon gee daarvoor, want hy het jou gevra om dit te doen. Nie jou slegte heer, jou slegte baas nie.
En die Here sê, as ons genade bewys aan ons diensknegte, maak nie saak hoe sleg hulle is nie, sal ons loon ontvang daarvoor. Want ons is die slegte diensknegte wat die Here aan genade bewys het. Wat beteken dit dan vir ons, wat vandag nie slawe het nie? Wel broers en susters, hierdie beginsel, wat ons daaruit leer. En hierdie beginsel voer ons deur na elke liewe verhouding. Dit was die beginsel waarna ons nog by Efesiërs 5 en die vorige deel van Efesiërs 6 gekyk het. Dien mekaar in die Here, want dit is die beginsel. Dit gaan nie oor wat die ander persoon sê of doen. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Dien die Here, wees gehoorsaam aan hom, al doen dit jou skade. Dis wat die woord van die Here sê. Dis nie veronderstel om jou skade te doen nie, maar ons moet die Here liewer hê as wat ons byvoorbeeld ons man of vrou het. Ons moet die Here liewer hê as wat ons byvoorbeeld ons ouers of kinders het. Ons moet die Here liewer hê as wat ons byvoorbeeld ons baas of werknemer het. En dan maak dit nie saak wat hulle het. Ja, daarmee sê ek nie, 'n mens mag nie vir 'n ander werk gaan as dit vir jou swaar is nie. Daarmee sê ek nie, 'n mens mag nie 'n werknemer wat nie sy werk doen afdank. Wat ek hiermee sê, tree teenoor hom op, soos Christus teenoor jou optree. Tree teenoor hom op en stel Christus eerste, want die manier hoe u teenoor hulle optree, is 'n getuienis van Jesus se genade vir jou. En dit is dit. En nie elkeen kan u self die vraag vra. Die vorige verhouding wat u gehad het, werksverhouding wat u gehad het, kan u sê, dit was 'n getuienis van Jesus Christus. Kan u sê, die vorige, u kan dit maar op toepassing maak van elke liewe verhouding in die lewe. Was daardie verhouding, vriendskapsverhouding, selfs 'n kwade verhouding as 'n mens kwaad is vir iemand, was dit 'n getuienis van Jesus Christus se verhouding met jou. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg die ander persoon is nie. Ons dien Christus en hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die genade wat u vir ons gegee het, dat ons ook vanoggend voor u kan staan. Dat ons kan weet, maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie, dat ons getrou aan u woord moet wees, nie getrou aan mense se woorde nie, nie luister na wat ander mense vir ons sê nie, selfs al is dit goeie of slegte dinge, maar dat ons alleen na u sal luister. Gebruik ons as u getuies om u evangelie te verkondig en uit te dra. Ons wil u vra, wees met elke liewe verhouding wat ons het. Vir man en vrou, ouers en kinders, Here en diensknegte. Dat ons sal besef, dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor u. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. En daarom bid ons dit alleen in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 39. Gesang 39 sing ons vers 1, 2 en 3. Gesang 39 vers 1, 2 en 3 tot eer van sy naam. En
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.